Goed, baie dankie, goeiemiddag. Kom ons hoor, as jy die boek Hosea sou skryf, wat sou jou subtema gewees het? Goed, verlossing. Alhoewel het lyk na 'n boek van oordeel, is daar heeltyd in die agtergrond, ja, oor verlossing nie. Goed. Goed, die groot genade. Goed. Vertrou die Here, moenie jou eie kop volg nie. Goed. Vertrap die Here se liefde en genade en dra die gevolge. Goed, vertrap die Here se liefde en genade en dra die gevolge. Goed. Heidi het 'n interessante vraag gevra oor hoekom het die Here die Noordryk, Efraim, Israel tot niet laat gaan en die Suidryk in 'n gebroke vorm in 'n looitjie laat oorbly. Het julle vir my 'n plan oor hoekom? Hoekom sou 10 van die stamme dit goed. Hulle aanhou terwyl hierdie selfde in die dag gekry. Hulle het byvoorbeeld daarby Esekiel en Daniël het hulle skuldig gevoel. Hulle het eintlik in die uiterste gegaan om weer gesuiwer te raak. Hulle daarom probeer die klop in die noorde het eintlik nie omgee nie. Goed, so jy sê dit gaan oor hulle optrede, nee. Heidi? Het gaan ook oor die konings. Juda se konings is elke keer weer God aangewys terwyl Israel hulle eie konings gehad het. En hulle het hulle eie aanbiddingsplek by Gerizim opgerig. En dan kan jy mens altyd dink as hulle toch probeer het om God op te aanbid, hulle het daar uit Jerusalem daar 'n priester geërf en dat God dit nie aanvaar het nie. Ja. Ek gaan net ons bietjie dink oor daai vraag. Ons gaan vanaand kyk hoofstuk 9 vers 10 tot hoofstuk 11 vers 11 gaan eintlik oor die redes hoekom die Here gesê het dat hy vir Israel verwerp het. So kom ons hou hierdie vraag aan ons agterkop oor dat ons kan probeer uitvind, maar hoekom het die Here dit nie met die Suidryk ook gedoen nie, en hoekom spesifiek met die Noordryk? Uit watter van die twee stamme is Juda? Kyk, Juda Suidryk. Dit te doen met die koms van Christus. Dit hou dit in die agterkop, sy vrou oor Juda en spesifiek oor Dawid, dat die Here beloof het, daar sal iemand altyd in die geslag van Dawid op die nageslag se troon sit. Miskien lê iets in daai belofte daarvan. As jy dink aan die ballingskap, albei van hulle was in ballingskap. Maar die Noordryk was voor die ballingskap al so vermeng en so uitgebaste dat toe hulle nou in 'n vreemde plek kom, toe hulle net daarmee aangegaan het, eintlik heeltemal verdwyn. Terwyl daar 'n suiwer komponent in die ballingskap oorgebly het in die Suidryk, nee. En toe hulle teruggekom het hierdie baste Samaritane wat die Jodes wat oorgebly het hulle ten spyte van altyd suiwer gebly nie. So daar was as jy bloot oor hoe hulle uit die ballingskap gekom het. Die een groep het heeltemal gedisintegreer. Maar hulle was al gedisintegreer nog voor die ballingskap. En die ander groep het die God soos probeer suiwer.
Maar ek dink nie dis die finale antwoord op. Kom ons kyk. Kom ons bid saam. Here, oor wie U is en hoe U besig is met mense, kan ons nie altyd verstaan nie. Dit slaan ons asem weg om te besef hoe U met mense werk. Ons is so verstom oor U geduld en U liefde en U ontferming keer op keer op keer. Dankie dat ons kan leer dat U 'n God van liefde is. Dat U aanhou en aanhou en aanhou. Help ons vanaand as ons ook verder lees uit Hosea, dat ons ook U sal raak sien en van U sal leer, sodat ons ook regtig sal leer ken wie U is. Amen. Goed, Hosea 9 vers 10 tot 11 vers 11, dis waarby ons gaan stil staan. Ek wil sommer hoor, volgende week is dit nou die Songs of Praise en die saal gaan gebruik word vir die uitstalling rondom die skilderye. Of ons dalk volgende week kan los, want ek dink dit gaan taamlik dol gaan vir die meeste van ons. En dan is daar 1 week oor, maar dis 'n lang naweek. Maar ek weet, baie van julle gaan eintlik nie op 'n lang naweek weg nie. Dis die naweek van die, ek dink 24ste, ja. Sou ons daar kon klaarmaak daai Sondag aand? Ja, dan kan ons hoofstuk 12, 13 en 14 doen, dan kan ons klaarmaak. Want daarna het ek 'n maand lank verlof en dan is dit al verby. So as ons dan sê, volgende week gaan ons nie hê nie, en dan die laaste week met die lang naweek het ons tog by mekaar kom en dan die laaste 3 hoofstukke. Is dit reg so? Goed. So die gedeelte wat ons nou terugkyk, sou ou as jy in 'n hof vat, sou ou eintlik die samevattende argumente sou kon doen. Dat die Here met die volk terugkyk en sê, kom ek kyk saam met julle terug van die Here af, kom ons kyk terug. En dis hoe Israel dikwels besluite gemaak het. As hulle wou geweet het wat vorentoe gebeur het hulle gekyk wat in die verlede gebeur het. En dit is presies wat hier gebeur, nee. As 'n ou wil weet wat vorentoe gebeur, dan kyk jy wat het in die verlede gebeur. Julle sal Dr. Phil onthou wat die TV-program aangebied het, nee. Een van sy goed wat hy dikwels gesê het, the best predictor for future behavior is past behavior. So as jy wonder wat mense in die toekoms gaan doen, kyk wat hulle in die verlede gedoen het. En dan gaan jy heel waarskynlik by die regte antwoord kom. Goed, so hy kyk na die verlede en dan as hy slotsom, Israel Sondag van die begin af. Heel van die begin af, hy het hierdie potensiaal gehad, ons gaan dit sien vanaand, die Here was opgewonde oor die volk, maar elke slag hierdie teleurstelling van dag 1 af, en tweede in God se genade en liefde teenwoordig van die begin af. So God is konstant, maar die volk is nie konstant nie. Kom ons begin lees. So ons lees Hosea 9 van vers 10. Israel is soos, en ons gaan nou 'n klomp beelde kry wat sê Israel is soos. Israel was vir my soos druiwe waarop 'n mens in die woestyn afkom. Kom ons praat gou oor daai beeld. Hoor, druiwe in die woestyn. Wat sal jy doen as jy druiwe in die woestyn kry? Sal baie verbaas wees daaroor, nee. Ja, en jy sal dit baie geniet, want dit sal beteken in hierdie hitte en hierdie vrugte, hierdie potensiaal. So die Here sê Israel was vir my soos druiwe wat 'n mens in die woestyn afkom. Ja, dis onverwags, tussen al die ander volke het hulle uitgestaan, hulle het hierdie potensiaal gehad, hierdie potensiaal tot vrug, en die Here het gedink, sjoe, hierdie volk gaan dit dalk doen.
Ek het vir julle voorouers die belofte gesien wat die heel eerste vrug aan 'n jong vyeboom inhou. Goed, so is wel hierdie potensiaal. En potensiaal om vrug te dra. Nee. So in die begin daar in Egipte al het ek gesien hier is potensiaal. Maar dan gebeur die volgende. Maar hulle het na Baal Peor toe gegaan en hulle verbind aan 'n God wat hulle in die steek gelaat het. En hulle het net so afstootlik geword soos die ding wat deur hulle vereer is. So die Here sê van die begin af, het ek jou lief gehad, het ek die potensiaal in jou gesien, het ek hierdie verwagting van jou gehad, maar jy het vir Baal Peor gedoen. Numeri 25 vers 1, terwyl Israel in Sitem was, het van die Israelitiese mans met Moabitiese vrouens gemeenskap gehad. Dit het gebeur toe die mans die Moabitiese vrouens uitgenooi is na die offers te ewe van hulle gode. Die mans het van die offermaaltye deelgeneem en die gode van die vrouens aanbid. So het die Israeliete vir Baal Peor aangaan. En dit was reeds in die begin van die geskiedenis van Israel, nee. So die oomblik toe hy uit Israel, uit Egipte kom, het hy dadelik eintlik onmiddellik is daar van die mense wat begin met die Moabitiese vroue trou en hulle dienste bygewoon het. So die Here sê die potensiaal, maar dan nie werklikheid. Soos 'n voël wegvlieg, so sal Efraim se mag verdwyn. Daar sal geen geboortes, geen swangerskappe en geen bevrugtings meer wees nie. En as hulle die kinders wat hulle reeds het probeer grootmaak, sal ek hulle heeltemal kinderloos maak. Daar sal geen kind oorbly nie. Daar wag vir hulle ook ellende wanneer ek hulle verlaat. Hoekom kinderloosheid? Hoekom vrugteloosheid? Goed, maar dink gou 'n bietjie oor vrugbaarheid. Hoekom? Want dit is nou onvrugbaarheid teenoor vrugbaarheid. Nee. Hoekom? Goed, dit is 'n straf, onthou, Baal was die vrugbaarheidskultus. Baal het alles gegaan oor vrugbaarheidskultus en daarom het jy by die prostituie geslaap sodat jy kan vrugbaar wees. Jy het offers gebring sodat jy 'n goeie oes kan hê. So die hele ding van Baal Peor en die Baal afgodsdienst was 'n vrugbaarheidsgodsdienst. En die Here sê, maar julle het vrugbaarheid by Baal gaan soek en nie by my. En omdat julle gaan vrugbaarheid soek by Baal, gaan ek julle onvrugbaar maak. Julle gaan geen geboortes hê en julle kinders gaan sterf. Ja, ek gaan julle heeltemal kinderloos maak. Julle het by die Baal gaan kinders soek en nie by my nie. So, maak dit sin, nee, die hele ding oor die vrugbaarheidskultus moet ou hier in die agtergrond verstaan daarvan nie. Goed, Israel is soos. Vers 13, Efraim was vir my soos 'n jong palmboom wat in 'n vrugbare grond groei. So weer eens hierdie potensiaal, nee. Jong palmboom, goeie grond, het al die potensiaal tot vrug. Kan jy hoor, dit gaan elke slag oor die vrug, nee. Israel het druiwe gehad, hulle het hierdie voorvrugte gehad, hulle is hierdie palmboom wat hierdie dadels kan dra in goeie grond, hulle het alles gehad wat reg is, maar dieselfde Efraim sê sy kinders moet uitlewer aan die moordenaar. En die moordenaar is hulle weggevoer word in ballingskap nie. Gee aan hulle, Here, wat u wil, gee aan hulle kinderlose baarmoeders en borste sonder melk. Vers 15, al hulle boosheid het by Gilgal begin. Wat het by Gilgal gebeur? Goed, Saul is tot koning gemaak, nee. En ou moet verstaan dat Gilgal word eintlik 'n simbool van dat die volk gesê het, maar ons wil ons eie leier hê. Ons wil nie meer die Here as leier hê nie, nee. Ons wil ons eie kop volg, ons wil self besluit oor wat ons moet doen. En Gilgal word uit Hosea uit beskou dan as hierdie
hierdie moment as die Here terugkyk, sê, ek het altyd vir julle gesorg, ek het vir julle uit die woestyn uit gelei, ek het vir julle elke dag manna en kwatas gegee, ek het vir julle met liefde en sorg, elke dag het ek vir julle gesorg, en toe kom julle op die stadium sê, nee, dis nie vir ons goed genoeg nie, ons soek 'n koning, ons soek ons eie koning, en Gilgal word dan hierdie simbool van leierskap, nee, 1 Samuel 11:14, toe sê Samuel vir die manskappe, kom ons gaan na Gilgal toe en bevestig daarop nie die koningskap. Al die manskappe is toe na Gilgal toe en daar in Gilgal het voor die Here aangekondig dat Saul koning is. Hulle het daar maaltydoffers voor die Here gebring en Saul en die manskappe van Israel was baie bly. Was die Here baie bly daaroor. Die volk was bly. Saul en die manskappe was bly. Maar daar kort iets. Die Here, hulle het vir hom gesê, man, ons soek nie jou leierskap nie. Here, met alle respek, ons sal u dien, maar ons sal ons eie kop volg. As ons dan vers lees, ja, daar het ek hulle al gehaat oor hulle goddelose dade. Ek sal hulle uit my huis uitjaag, ek sal hulle nie meer lief hê nie. Al hulle leiers is in opstand teen my. Goed, so onthou, hier gaan dit nog oor die hele volk Israel, nee? Dit gaan nog nie oor die suidryk of die noordryk nie. So Baal Peor gaan oor die hele volk Israel, al 10 stamme, al 12 stamme. Hierdie gaan oor al 12 stamme, dat hulle eie konings wou gehad het, maar die Here sê, maar ek hou dit teen julle. Want al julle leiers was in opstand teen my, nie net die van die suid en maar al die leiers. Nee. So dit was een van daai ding wat ek dink as 'n mens menslik oor die Here kan praat, dat hy in die gesig gevat gevoel het en gesê het, julle wil my nie meer as leier hê nie. Goed. Vers 16, Efraim is dodelik getref, sy wortels het verdroog. Hy kan nie meer enige vrug dra nie. Ook al bring Efraim kinders in die wêreld, sal ek die kinders laat sterf vir wie hulle so lief is. My God het hulle verwerp omdat hulle nie na hom geluister het. Hulle sal swerwelinge word onder die nasies. Hoor jy weer vrug? Elke slag hoor jy ding, wie Israel het nie vrug gedra. Hy het die potensiaal gehad tot vrug. Hy het nie vrug gedra nie en daarom sal ek hom vrugteloos maak. Hy sal nie voortplant nie. Hy sal nie aangaan nie. Hy sal ophou. Hulle sal so swerwelinge word onder die nasies. Julle sal my stop wanneer julle my verstop nie. Goed, Israel is soos, en in die Bybel staan die opskrif, Israel is vals. So die eerste een, Israel dra nie vrug nie, Israel wil nie luister nie. Die tweede argument is, maar Israel is vals. Israel was soos 'n welige wingerdstok, sy vrugte was geil. Maar hoe meer vrug hy gedra het, hoe beter is daar vir die altare gesorg. Hoe beter dit met die land gegaan het, hoe mooier is die klipaltare gemaak. Hulle is vals wanneer hulle sondes bely, maar die Here sal hulle altare afbreek. Hy sal hulle klipaltare verwoes. Wat sê dit? Toe die Here vir hulle vrugbaar gemaak het en hulle laat goed gaan het en dit met hulle oorvloed gehad het, wat het hulle daarmee gemaak? Aanbou. Hulle het hulle klipaltare mooier gemaak. Hulle het beter vir die altare gesorg, beter offers gebring. So die een wat vir hulle sorg, sê baie dankie, maar hulle gee die eer aan iemand anders. Die Here sê ek sorg vir julle, is soos wat jy vir jou vrou blomme bring en sy bedank jou buurman. Sal dit werk? Ja. Amper iets hiervan, net dat die Here sê, maar ek gee vir julle, ek sorg vir julle en julle gebruik dit wat ek sorg om die buurman te bedank vir die goeie sorg wat hy vir jou gee, in plaas van dat jy my raak sien. Die Here sê, maar ek
sal hulle altare afbreek, hulle klipare verwoes. So die altare en die die klipaltare en alles wat hulle gebou het, het nie gegaan oor God nie. Hulle was vals in dit wat hulle gedoen het. So hulle het baie goeie godsdienst gehad, hulle het dit uitgebou en groter gemaak, maar dit was vir die verkeerde ou vir wie hulle dit gedoen het nie. Hulle sê, ons het nie 'n koning nie, want ons het nie die Here gedien nie. Maar wat sou 'n koning in elk geval vir ons kon doen? Hulle praat net, hulle maak vals beloftes, hulle sluit verdrae, en intussen is hulle regspraak soos gifplante, wat in die vore langs die land groei. So hulle sê een ding, hulle sê ons dien die Here, maar hulle dade wys iets anders. Hulle vrugte, wat hulle moet dra, is nie daar. Hulle sê ons doen spraak, maar eintlik is dit gelaai met vernyn, en soos gifplante nie. Hulle sê ons het die Here as koning, maar hulle dien hom nie. Hulle sê, hy sê wat sou koning in elk geval vir ons kon doen? Goed, maak het self sin, Israel is vals. Goed, vers 5, die inwoners van Samaria is bekommerd oor die goue kalf van Bet-Awen. Kan julle onthou Bet-Awen? So tong in die kies, nee. Dit moet eintlik staan Bet-El, ja, plek van God. Maar Bet-Awen, plek van, ek kan nou amper nie onthou nie. Ja, Beta is plek van God, maar Bet-Awen is eintlik die spreek, is die spot daarmee, nee, die teenoorgestelde. Ek het dit laas keer vir julle gesê, ek sal dit weer opsoek nou. Die inwoners van Samaria is bekommerd oor die goue kalf van Bet-Awen. Sy vereerde treur oor hom en sy priesters kerm oor hom. Hulle kerm oor sy rykdom wat van hom weggeneem is. Maar hy gaan self ook nog na Assirië toe gevat word as geskenk van koning Jareb. Ephraim sal teleurgestel word. Israel sal bedroog van afkom met sy planne en al. Goed, weer eens hierdie vals godsdienst. Hulle is baie godsdienstig, maar vir die verkeerde God. Nee. So en dit is dalk een van die skerp argumente wat 'n ou sou kon gebruik oor hoekom die Here die Suidryk en die Noordryk anders hanteer, nee. Want die Suidryk het met die tempel wat ons laas keer gesê, wat die kern daarvan was baie meer geneig om op Jahwe te fokus, terwyl die Noordryk het van die begin af eintlik op Baal gefokus, nee. Maar hulle godsdienst het so vermeng geraak dat hulle nie meer die verskil geken het. Hulle het gedink hulle dien die Here, maar eintlik het hulle Baal gedien. Nee. Hulle het gedink hulle is godsdienstig, maar hulle was eintlik ver van die Here af. Nee. Het gedink hulle bring offers, maar dit was vir die verkeerde God. Julle sal my stop as dit nodig is, nie. Ja, huis van ongeregtigheid, baie dankie. Goed, huis van ongeregtigheid, ja. In plaas van die huis van God, huis van ongeregtigheid nie. So hulle aanbidplek het 'n huis van ongeregtigheid geword. Maar net 'n stukkie dryffout. Sonder vastigheid is die water verbykom en spoel hom weg. Wanneer Samaria verwoes word, sal sy koning weer gesleep word soos 'n stuk dryfhout op die water. Die hoogtes waar Israel gesondig en oortree het, sal woes word. Dorings en bossies sal daar groei waar die altare gestaan het. Dan sou Israel vir die berge sê, val ons toe, en vir die heuwels val op ons. Dorings en bossies, waaraan laat dit julle dink? Dorings en dissels. Waar het julle daai woorde gehoor? Goed, maar waar nog? Met die sonneval het die Here gesê
van nou af sal die land nie net meer goed opbring, maar sal dorings en tissels, dorings en bossies kom. So die gevolg van die sonde is swaarkry van die land. Die land gee dorings en bossies, dorings en tissels. Sommige terug wys daarna nie. Dat die altare, die hoogtes van die hulle sondes sal nie goed en mooi bly nie, maar dit sal oorgeneem word deur die dorings en die tissels. En die koning sal meer gesteer word soos 'n stuk druifout. Almal by. Goed. Die sonde van Israel kom uit die tyd van Gebea. Het julle dalk Rigters 19 tot 22 gelees al? Ons het laasweek daaroor gepraat. Onthou julle oor die priester wat sy vrou in 12 stukke gekap het en toe uitgedeel het? Dit was uit die stam van Benjamin. En wat toe gebeur het, is dat al die stamme toe by mekaar gekom en gesê, maar ons beloof vir mekaar dat nie een van ons dogters gaan trou met 'n man uit die stam van Benjamin oor hierdie gruweldaad wat hulle doen. En toe is daar oorlog. Hierdie 10 stamme kom teen Benjamin min in oorlog en hulle wis amper die hele stam uit, die vrouens en die kinders. En toe bestaan is Benjamin besig om uit te sterf en daar's nie meer vrouens vir die mans nie. En wat doen hulle toe? Toe besef hulle, oogats, wat het ons nou gedoen? Maar ons het nou vir mekaar beloof, nie een van ons dogters sal trou met die Benjaminite. Toe sê hulle vir die Benjaminite, hier gaan 'n groot fees wees, waar daar baie meisies gaan wees. So kom julle nou, en dan kruip julle weg, en as die meisies in die veld is, dan ontvoer julle, elkeen vir julle 'n vrou, 'n meisie, gryp haar en hardloop met haar weg. Dit is nou van hierdie 10 stamme, nee. Dit is toe Israel se eie plan, nee. So hulle kom toe, elkeen gryp vir 'n meisie, en nou is die paas baie ontsteld, want nou is hulle kinders ontvoer. Nee. Nou sê die stamleiers, maar kom ons los dit nou maar, hulle het nie vrouens nie. En dan sluit Rigters 19 tot 22 af, en daardie dae het elkeen gemaak net soos wat hy wou. En hierdie hele verhaal het eintlik uitgeloop daarop dat daar 'n koning gekom het. Want toe die ouens gesê, maar kyk wat gebeur, as elke ou net besluit self wat gebeur. Dit was absoluut chaos. En nou moet eintlik daai gedeelte gaan lees. Dit is 'n baie belangrike deel. Die sonde van Israel kom in die tyd van Gebea. Toe elkeen eintlik net gedoen het wat hy wou. En hulle doen die een dom ding en dan loop dit uit op 'n volgende dom ding wat uitloop op 'n volgende dom ding. Nee, omdat hulle nie leiers gehad nie en elke ou net maar sê kom ons doen wat nou goed is. So wat is hierdie ding wat die Here dan sê, die sonde van Israel kom uit tyd van Gebea, so daai Rigters 19 tot 22. Hulle het daarmee volhard, die oorlog teen hierdie opstandige volk sal in Gebea tref. Ek het besluit ek sal hulle straf, die nasie sal teen hulle versamel word, omdat hulle met hulle 2 groot sondes volhard het. Is julle by? Weereens hierdie potensiaal van Israel. Mens leer elke Israel is soos. Israel was soos 'n makvers wat daarvan gehou het om graan uit te trap. Toe ek sien, sê die Here, toe ek sien dat sy reeds sterk geword het, wou ek haar inspann. Juda sou ploeg en Jakob sou eg. Ek het gesê, saai volgens my wil en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Dis nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldade oor julle uitgiet. Maar julle het sonde ingeploeg en julle het vyandskap geoes. Julle het die vrug van valsheid geëet. Hoe weer die vals ding?
Julle het vrug gedra. Baie mooi, julle het die potensiaal gehad. Maar watter vrug het julle gedra? Die verkeerde vrug. Nee, in plaas van dat jy op die Here vertrou het en goed gedoen het en die goeie gedoen het en vir hom geluister het. Dis nou die tyd om my wil te vra, sodat ek my weldade oor kan uitgiet. Maar julle het net sonde ingeploeg, sonde gesaai en het vyandskap geoes. Julle het die vrug van julle valsheid geëet. So sonnevrug, valsheid, hierdie twee temas wat heeltyd hier kom net. En daai twee sondes, julle is sonnevrug en julle is vals. Hoor julle wat julle is by nie. Goed, omdat julle vertrou het op julle eie planne, op julle eie soldate, sal die oorlog teen julle volk losbreek en sal dit jou vestingstede verwoes word. Soos Salma vir Bet-Arbel verwoes het, toe moeders en kinders saam met aan die veldslag verpletter is, so sal hy met julle maak in Bet-El. En net waar daar staan Bet-El, nie Bet-Awen nie. Daar sal hy met julle maak in Bet-El oor julle afskuwelike sonde. Met die eerste lig sal die koning van Israel al dood wees. Goed. Maak eie planne, eie soldate, raadpleeg nie die Here nie. Blik die vrug daarvan. Goed. Het julle enige vrae sover? Nou kom ons by hoofstuk 11. En hierdie, as jy nou ooit in jou lewe iets van die hart van God wil raak sien, as jy wil weet wie God is, Hosea 11, vers 1 tot 11, is hierdie aangrypende, ongelooflike beeld oor God. Ek het die agtergrond verander dat dit olyfgroen is. Ek weet nie of julle dit op die skerm kan sien nie. Iets oor hierdie olyftakkie wat die Here uithou vir sy volk. En as jy ooit gewonder wie God is, dan help Hosea 11 ons en kom ons hoor wat staan nou. Toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al lief gehad. Ek het hom my seun uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. So wat sê die Here toe hy nog 'n kind was, daar in Egipte, toe in sy kinderskoene was, het ek hom raak gesien, ek het sy noodkrete gehoor, ek het hom geroep, ek het hom lief gehad, maar wat het hy gedoen? Sy het weg op my gedraai nie. Maar toe die Baals hulle roep, ek het hulle geroep, kom, maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Vers 3, ek self het Ephraim leer loop, ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dis ek wat vir hulle sorg. Dit 'n mooi woord, nee. Here sê ek het hulle vasgehou, ek het hulle gedra, maar hulle wou nie erken dis ek nie. Ek het vir hulle gesorg, ek het vir hulle alles gegee wat hulle nodig gehad het, sê nee, dit kom van Baal af. Hy is die een wat die vrugbaarheid gee. Ek het hulle met sorg en liefde gelei. En dalk se ou, skus, ek wil dit ook sommer net bysê, ek dink Hosea 11 vers 1 tot 11 is eintlik die uitspraak. As daar nou 'n hofsaak sou wees, dan sou hierdie die uitspraak wees. Dat die Here sê, maar my kant is skoon. Nee. Goed, ek het hulle met sorg en met liefde gelei. Ek was vir iemand soos wat die juk oplig, is dit sy trekdierskaaf. Ek het na Ephraim afgebuk en hom gereeld kos gegee, want ek wou nie hê dat hy weer na Egipte toe moet teruggaan, of dat Assirië oor moet heers nie. Maar Ephraim het geweier om hom te bekeer. Die Here sê van my kant af het ek alles gedoen. Mooi nee. Ek was vir hom iemand wat die juk oplig is, sy trekdierskaaf. Ek het hom afgebuk, hom tegemoet gekom, hom gereeld kos gegee.
En ek wou nie dat hy onder ballingskap is nie. Ek wou nie hy moet swaar kry. Maar Efraim het geweier om te bekeer. Is God skuldig? Nee. Is die volk skuldig? Dan kom die uitspraak. Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word en die ander 'n slawejuk moet raak. 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. Goed, so die einde van Israel. 'n juk wat nie sal ophou nie. Nee. Hoekom doen God dit? Hoekom straf hy? Hoekom oordeel hy? As hy dan so lief is, sal iemand wat so lief is, hulle nie maar liewe laat wegkom dan nie. Goed. Ons sal hulle nie prys gee nie. Hy moet tot straf kom, want hy gaan hulle nie prys gee nie. Gaan hulle nie met en straf is uiteindelik te trek nader. As 'n mens, God is liefde, maar God is ook regverdig. Nee. Is dit regverdig as die regter vir 'n moordenaar sê, ag, is nie so erg nie. Jy kan maar net gaan. Is hy regverdig? Nee. Regverdig beteken dat God altyd regverdig sal optree. En ten spyte van dit wat die mense gee, hy vir hulle tou en tou en tou en tou. Dis heeltyd genadetyd. Nee. En die Here doen dit vandag ook. Nee, hy gee vir so baie mense, so baie tou, so baie dat mense dink, ag man, die Here doen nooit wat hy sê. Maar daar gaan 'n dag kom. Maar die Here sê, dis finaal. Dis verby. En ons weet dit. Nee, ons sien dit in Israel het dit gebeur. En ons weet met die wederkoms het die Here Jesus gesê, daai dag kom hy nie as die verlosser nie, maar hy kom in mag en krag en elke knie sal voor hom buig, of jy hom geken het of nie geken het nie. Daar kom 'n tyd vir genade, maar daar kom ook 'n tyd van oordeel. En iets hiervan word baie mooi beskryf, nee, dat die Here sê, ek het jou lief en ek help jou en ek sorg vir jou en ek smeek by jou en ek gee vir jou wat jy nodig het en ek doen al die goed, maar daar kom 'n dag wat dit klaar is. En dit is wat die Here sê. Dit is die uitspraak. Maar nou hierdie woorde. En dit is genoeg om 'n hoendevleis te gee, dat ek dit vir julle lees. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig, soos Atma met jou maak, soos Seboim? Atma, Seboim, 2 stede wat saam met Sodom en Gomorra vernietig is, so lees ons in Deuteronomium 29 vers 23. Staan daar, ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Die regter is besig om die uitspraak te lewe. Skuldig. Doodstraf. En dan bedink hy homself. Met 'n binnegesprek. Hulle verdien niks. Sê maar hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou net laat gaan? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Atma met jou maak, soos Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing. Ek sal nie so ver gaan in Efraim uitwis nie. Want ek is God, nie 'n mens. Ek is die heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingaan.
Kan jy iets hoor, die oorspronklike sê, my binnegoed draai hier binnekant om. God wat oordeel, omdat hy dit moet doen, omdat hy regverdig is. Maar hierdie binnegesprek met homself, en sê maar hoe kan ek dit doen? Ek het jou dan so lief. En dan hierdie mooi woorde, want ek is 'n God, ek is nie 'n mens. En daarvoor is ons so dankbaar, nee, dat die Here God is nie 'n mens nie. Want as dit 'n mens was, het ons al lankal afgeskryf. En die realiteit is, ons weet dat die volk vandag nie meer bestaan nie. Nee, dat die Here wel die straf, maar iets hiervan nee, oor God in sy diepste wese en baie van die argumente is altyd oor watter een van God se karaktereienskappe is die sterkste, sy geregtigheid of sy liefde. En is 'n mooi ding oor die hele gay debat. Gaan uiteindelik oor hierdie ding. Oor wat is vir God die belangrikste vir ons as gelowiges? Moet ons God se geregtigheid, hy sê dis verkeerd en ons moet dit handhaaf? En dan is daar 'n groep wat sê ons moet sy liefde handhaaf, want sy liefde is groter as sy geregtigheid. En as jy mooi daai argumente gaan kyk, sal jy besef dit kom eintlik op hierdie twee goed neer. Teenoor God se geregtigheid en God se liefde. Is God die ou wat straf? En die antwoord is ja, hy is die ou wat straf. Maar wat een is die grootste? As mens na die kruis kyk en die liefde bring. Kyk die kruis sê dat God sê, julle kry dit nie reg nie, ek maak my eie plan, ek stuur my eie seun nie. Is dit nie aangrypend? Nee, is hierdie is, as jy nou vir my vra wat vir my van die uitstaande mooiste dele in die Bybel is hierdie 11 verse nie, oor dat die Here sê, ek is 'n God, ek is nie 'n mens nie, ek is die Heilige wat by jou is, ek sal nie met woede ingaan. Karel, mag ek iets sê? Is nou die hele tyd in my kop, toe ek 'n dogter van so standaard 4, 5, 6 dae was, en altyd in die kerk gesê, die Here jou God is die jaloerse God. En ek kon dit nooit verstaan nie, jaloesie staan nou vir ons nou 'n lelike ding. En as ek nou so vir jou sit en luister, dan sien ek, die Here my God is die jaloerse God, hy wil syne is syne. Ek wil dit so maar aan. Ja, hy wil ons nie deel met enigiemand anders nie. Nee. Ja. Nog iemand wat iets wil sê? Dis aangrypend, nee, dis mooi. Ons lees nou Hosea beelde van God as 'n man wat sy vrou liefhet. Hier lees ons beelde oor God wat 'n pa is, wat saam met sy kind leer loop, om by die hand vat. Iemand wat afbuk na hom toe op sy vlak en vir hom dra. Iemand wat soos 'n landbouer is, wat sy beeste jammer kry en die heup oplig, dat dit nie te swaar met hom gaan. 'n Klomp beelde oor wie God is, nee. Maar ten spyte van alles wat hy doen, en al draai hy om in sy spore, het Israel verander? Nee. En die Here het elke moontlike ding gedoen wat in sy mag was om te doen, om sy volk terug te wen, en soveel genade, soveel moeite, oor hoe lang tyd? 40 jaar in die woestyn, nog baie lank daarna tot die ballingskap. Het was genade tyd, maar daar het 'n einde dan gekom. Ten spyte, en dis nie God se skuld. Dit is eintlik wonderlik hoe God tog die mens self die keuse gee. Hy gee alles, maar op die ou end is dit die mens wat moet kies. Ek gaan na jou toe of ek bly hier net in die Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is vrye wil so belangrik?
Want dit gaan oor vrye wil. Hoekom het die Here 'n mens gemaak met vrye wil en hoekom eerbiedig hy die mens se besluite? Dink aan Adam en Eva, nee, hy maak hulle met die volle potensiaal, gee hy vir hulle vrye wil en hulle kies die teenoorgestelde. Israel het al die potensiaal. Hoekom sou die Here vir mense vrye wil gegee het? Sou dit nie baie makliker gewees het om net te sê, kom ons vat vrye wil weg en almal buig. Hy het gesê hy skakel ons as volgens hulle volgens die beeld van God, né? Aan die ander woorde, ons is soos geskape met daai vrye wil ook. Goed. Wat maak vrye wil in 'n huwelik? Wat is dit wat twee mense bymekaar hou? Is dit daai gekontakteerde papiertjie? Is dit wat mense bymekaar hou? Nee. Is ek wil? Nee. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak ek gaan by jou bly. En dis die verskil tussen vrye wil en jy moet dit doen. Kom ek gee nog 'n beeld. Sien nou maar, ons het 'n huisreël, jy moet skorrelgoed was. Dit is nou by ons huisreël, jy maak kos en jy maak skorrelgoed. En almal weet dis die reël. Maar sien nou maar, dis vandag my beurt om skorrelgoed te was en ek het 'n lang moeilike dag gehad. En die Vita kom by die huis en sy sê, "Joh, ek sien jy's moeg en moedeloos. Sit jy, ek sal kos maak en ek sal skorrelgoed was." Dis nie die reël nie, maar dis omdat sy wil. Omdat dit gaan vra oor wie ek is, nie omdat dat ek die reël moet doen nie. En dis die verskil tussen vrye wil en die wet. Die wet sê wat jy moet doen. Die vrye wil sê ek wil dit doen omdat ek vir jou lief het. En die oomblik as dit gebeur, dan is die wet nie meer nodig nie. Dan verval die wet. Nee. En dis hierdie wonderlike ding oor vrye wil, dat iemand by my bly ten spyte van. Nee. En as ek die Here dien net omdat ek moet, dien ek hom regtig. Nee. Nee, is 'n verpligting, is 'n reël. Ek doen dit omdat ek van bang is. Nee, want wat die gevolge gaan wees as ek dit nie doen. Maar vrye wil is dat ek antwoord God se liefde. En ek doen dit omdat ek vir hom lief het. Dit is nie meer omdat ek dit moet doen nie, dit is omdat ek dit wil doen. En dis hoekom vrye wil so belangrik is nie. Dat die Here sê, ek gaan niemand ooit dwing nie, hy's 'n gentleman. Nee. Maar as jy my liefde sal beantwoord, dan sal jy sien dat ek vir jou sal sorg. Die mens is eintlik keusewese. Die Here gee vir jou reg om te kies. Ja. Het ek die keuse om vanaand my pistool te vat en my eie lewe te neem? Ja. Wie gaan my keer? En een van julle nie. Ekskuus, ek het nie 'n pistool nie, moet hoor. Ek het die keuse om dit te doen. Nee. En as mense regtig hulle lewe wil neem of regtig iets wil doen, dan doen hulle dit. En niemand stop hulle nie. Nee. En dis die mag van keuses, nie. Net so het ek die mag om die Here aan te roep en dat hy vir my gegee het en gesê het, maar jy mag my liefde beantwoord. Dit is die potensiaal, nee. Goed. Sien julle? Ja. Daarom sê die Here, wat is die heel belangrikste van die wet? Jy moet my lief hê. Vergeet van die reëls. Nee, los die reëls. Wees lief vir my en wees lief vir jou naaste. Dis dit. Want dan beantwoord jy die liefde, dan is dit jou vrye keuse, en dan verval die wet. Nee, die oomblik as ek dit doen omdat ek dit wil doen, nie omdat ek moet nie, dan verval die wet.
So eenvoudig soos dit. Vers 10, hulle sal die Here volg, hy sal brul soos 'n leeu. En wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Vol ontzag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg en soos duwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here. Waar is hulle? Hulle is in Egipte, die plek van slawerny. Hulle is in Assirië, in ballingskap. So die Here sê, maar selfs in hulle straf is daar nog 'n uitkomkans. Nee, sê kom terug. Ek sal julle na julle neste toe terugbring. Ek sal jou wet uit Assirië, ek sal jou wet uit Egipte uit. Ek sal daar waar jy is jou gaan haal en jou terugbring. En dan hierdie hartseer oor die suidryk dat dit net nooit plaasgevind het nie. Ag die noordryk nie. Terwyl in die suidryk het dit wel plaasgevind nie. Wie is God? Kom ons dink gou weer, wie is God? God is 'n God van liefde. Hy is 'n God wat versorg. Nee, goed. God, hy is 'n God wat lankmoedig is en aanhou en elke môre nie probeer om ook by jou uit te kom nie. Hy is volkome regverdig. Ja. En ten spyte van sy liefde gaan hy straf. Daar gaan 'n punt kom. Maak nie saak hoe lief hy ons het nie. Want hy is volkome liefde, maar hy is volkome regverdig. Dit is belangrik oor God nie. Sy genade is geweldig lank, maar daar kom 'n punt. Nee. Wie is God nog? Vergifnis. 'n God van vergifnis. Goed. Jy spring Nuwe Testament toe. Maar mense dink altyd oor die Ou Testament oor God is 'n harde God, 'n God wat straf, 'n God wat oordeel. Maar lees bietjie Hosea. Dis 'n ander beeld van God, nê. Dit word die motivering oor dat jy weet wie hy is, hoekom hy optree met die Here Jesus Christus en met die Heilige Gees ensovoorts. Maar hierdie is in die hartkamer van God in die Ou Testament. As jy wonder wie God is, dan lees jy in Hosea wie God is. Goed. God is heilig, ten spyte van sy liefde en sy ontferming is hy heilig. En hy is 'n God, hy is nie 'n mens nie. Hy is almagtig, hy het dit plat gegee in een oomblik. Ja. Duidelik wat ek gesê het oor die engele, oor hoe engele smag na verlossing. Een misstap uit, derde van julle weg, kom nooit terug nie. En ek dink die engele trap in hulle spoor, want hulle het gesien wat gebeur. Hoe hanteer die Here ons anders as engele nie? Genade op genade op genade op genade op genade. Ek hoop het gryp jy in die hart en jy
kry 'n nuwe ontsag vir wie God is en 'n nuwe waardering oor die God van die Ou Testament, oor hoe lief hy regtig sy volk gehad het. En dat dit nie sy skuld is wat gebeur het nie, maar 'n keuse. En dit is so duidelik soos daglig, nee, die Here hofsaak maak dit so duidelik soos daglig. Enige ou kan hierna luister en sê hierdie regter is regverdig. Hy het gedoen wat hy kon doen. Hy het gegaan above and beyond. Wil jy nie vir 'n oomblik sommer net daar sit en op jou eie, sommer net met die Here praat oor dit wat jy gehoor het vanaand en dit wat jy beleef het, so ver met Hosea nie. Ek gee vir jou 'n stil gebed en sal ek vir ons afsluit. Here, baie dankie vir genade, onbeskryflik groot. Dankie vir ontferming wat aanhou en aanhou en aanhou. Dankie vir die liefde wat elke môre nuut is. Dankie vir u genade wat mense kans gee en genade tyd om reg te maak. Maar Here, dankie ook dat u volkome regverdig is. Dankie dat u ons eerste lief gehad het en ons nader getrek het. Here, dankie dat u uself tot ons bekeer het, sodat ons bekeerd kan wees. Help ons asseblief om vrug te dra. Help ons asseblief om nie vals te wees nie, maar om voor u te lewe opreg, asseblief. Amen. Ek gaan afsluit met twee goed. Kan julle onthou wat het die Here vir Abraham gesê toe hy vir Abraham geroep het? En onthou, dit was voor die wet, voor Moses, voor al die goed, het hy vir hom twee goed gesê. Wat het hy vir hom gesê? Die een ding het hy gesê, ek is die Here jou God die Almagtige. Leef naby my en wees opreg. Goed. Leef naby my en wees opreg. Nee. Dit is nog voor die wet, voor enigiets anders, nee. Wat eintlik hierdie verhouding omvat, nee. Leef naby my, het Israel dit gedoen? Nee. Was hulle opreg? Nee, hulle was vals, nee. Heidi, op jou vraag, ons kan baie argumente gee oor hoekom die Here dit doen. En die einde van die dag is dalk 'n element wat ou sê, maar God kies en hy maak soos hy wil. Vandag weet ons hy kies die Jesus Christus. Maar dat hy in sy soewereiniteit weet wat hy doen.
en dat ou nie noodwendig 100% hoef te verstaan hoekom hy alles doen nie. En dis nie 'n maklike uitkoms nie, maar dit is die waarheid. Nee. Hoekom God vir een ou genade bewys en 'n ander ou kies nooit vir die Here nie. Daar's 'n element wat 'n ou moet ou sê, maar dit is iets wat jy nie kan verstaan altyd rondom uitverkiesing nie. Ja, ek weet nie of jou vraag beantwoord is nie. Ja, dit is soos 'n blom wat oopgaan. Elke keer kom daar ook iets in die blom van groter oop. En dan mens Ja. begrip en toestaan. So jy kan al jou argumente gebruik en aan die einde van die dag moet jy ook sê, maar God is God. En hy dwing niemand nie, maar hy tree ook soewerein op wanneer hy kan. Nee. Dit is hoekom hy God is en ons nie. Hy is nie in ons onderdanig en in ons reëls en in ons verstand van. Ons is aan hom onderdanig. En eendag sal ons volkome sien. Nou nog in 'n dowwe speel nie. Maar eendag sal ons dit verstaan. Ja, want ons kan nie mense se harte sien nie. Nee, ons kan nie sien wat gaan 'n mens se harte aan nie, maar God kan. En daarom moet ons hom vertrou dat dit wat hy doen, doen hy reg. En hy is altyd regverdig. En hy sal regverdig oordeel op sy eie manier. En daarom dank vir julle met 'n mooi dag, baie dankie.